Hartlike goeiemôre, liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom vanmôre by ons Sondag erediens van Uit die Woord Digitaal. Wat 'n heerlike voorreg om vanmôre in die teenwoordigheid van die Here rondom sy woord te wees. En my bede is dat die Here vanmôre vir jou sal aanraak deur sy Heilige Gees en in die geloof sal opbou dat jy net nog meer vir hom kan lewe. Hier by Uit die Woord Digitaal gee ons vir alle mense om. Ja, ons is hier een groot geloofsfamilie en jy kan hier by ons tuis wees. Dit gaan vir ons oor die woord, oor die suiwerheid van die woord, om te weet wat Jesus van ons vra en om sy wil in sy woord te kan leer ken. En ek glo dat vanmôre se boodskap ook vir jou tot seën sal wees. Sluit gerus aan by ons daaglikse oordeenkings. Ons stuur dit gratis uit vir almal wat op ons WhatsApp groepe is. En ons het duisende mense wat inskakel by ons daaglikse oordeenkings elke dag. Stuur vir ons net jou naam en jou selfoonnommer aan die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou byvoeg. Dan wil ons baie dankie sê vir almal se skenkings en donasies. Afgelope week het ons wonderlike skenkings ontvang wat dit vir ons moontlik maak om programme soos hierdie op te neem, om die woord van die Here met mense te kan deel, maar ons deel ook barmhartigheid uit in diens van barmhartigheid en bejaardesorg en ook natuurlik Bybelverspreiding. En jou donasie maak dit vir ons moontlik. Baie dankie daarvoor. Nou liewe vriende, ons gaan voort hierdie week met ons reeks oor die wederkoms. Vandag is dit deel 2 uit die boek van Matteus en dit is hoofstuk 24. Maar voordat ons vanmôre saam lees, kom ons bid eers saam en vra dat die Here ons harte sal open. Here, baie dankie dat ons in hierdie nuwe dag U naam kan aanroep in gebed en U kan loof en prys as ons Here en ons God. Dankie Here dat U ons elkeen persoonlik ken. Dat U weet hoe lyk ons lewens en ons harte en dat U deur die Bybel, U woord wat so kosbaar is, vir ons wil kom leer wat U wil is. Open ons harte vandag, Here, deur die Heilige Gees se werk en praat met elkeen van ons deur U woord, ook vandag hier uit Matteus hoofstuk 24 waarmee ons besig is. Dankie vir elkeen wat by ons ingeskakel het, Here, bind ons saam in die band van liefde. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons gaan stil staan vanmôre by Matteus hoofstuk 24 en ons gaan lees vers 15 tot en met vers 28. So ons gaan hierdie gedeelte vandag uit die Here se woord behandel in deel 2 van ons wederkomsreeks. Nou om net terug te kom na al die gebeure die afgelope tyd, ons is nog hier. Daar is nie 'n wegraping gewees nie, dit het nie plaasgevind nie, net soos wat ons dit ook verlede week vir u dan ook gesê het. Die woord van die Here praat nie oor 'n wegraping nie, daar is geen Bybelse bewyse vir 'n wegraping nie. Ons kan nie met wiskundige berekenings die datums van die wederkoms voorspel of 'n sogenaamde wegraping nie. Ons kan maar net sê wat Jesus vir ons kom leer het oor die wederkoms. Die wegraping is 'n teorie wat uitgedink is in die laat 1800s en wat geen Bybelse begronding het nie. En al die tekste wat gebruik word vir die wegraping, soos 1 Korintiërs 15 en selfs 1 Tessalonisense hoofstuk 4, praat oor die wederkoms. En ons sien dan ook hierdie woord, parousia, die wederkoms van Jesus, word in daardie tekste gebruik. Soos byvoorbeeld in 1 Tessalonisense 4 vers 15. En dan vers 16 en 17 brei uit oor dit wat by die wederkoms gaan gebeur. So kom ons luister na die Here se woord oor die wederkoms. En daar is nie 'n beter plek om te leer oor die wederkoms as by Jesus self nie. Nou verlede week het ons begin met hierdie reeks en in hoofstuk 24 het Jesus dan self gepraat met ons oor die wederkoms en wat gaan gebeur. Daar is sekere tekens van die tye wat gaan plaasvind voordat die groot verdrukking gaan plaasvind. En Jesus het vir ons kom leer in sy teks hier in die eerste gedeelte van hoofstuk 24, dat daar tekens van die tye is soos aardbewings, hongersnode, pestsiektes, oorloë, gerugte van oorloë,
al hierdie dinge gebeur rondom ons. Ons sien dit, ons beleef dit, ons hoor daarvan. Van al hierdie tekens wat plaasgevind het, of reeds plaasvind, is daar net een teken wat nog nie in vervulling gegaan het nie. En nou hoor ek die afgelope week 'n prediker wat oor hierdie tema gepreek het, sê dat al die tekens al in vervulling gegaan het, en dit Jesus se wegraping nou gaan gebeur. Maar dit is nie waar nie, daar is nie 'n wegraping nie, ons het dit reeds gesien. Al die tekens het nog nie in vervulling gegaan nie. Daar's nog een teken wat uitstaande is. En dit is die laaste een wat Jesus noem, hier in Matteus hoofstuk 24. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Die getuienis oor wie? Watter evangelie? Dis natuurlik oor Jesus. Wie Jesus is, wat hy kom doen het, hoe ons gered kan word, en wanneer hierdie boodskap eers oor die hele wêreld versprei is, dan eers sal die einde kom, sê Jesus self in hoofstuk 13. Nou die afgelope tyd het ek gaan navorsing hieroor doen om te gaan kyk hoeveel mense in die wêreld tans is op hierdie oomblik. En navorsers is dit eens dat dit ongeveer 8.2 tot 8.3 biljoen mense is wat tans in die wêreld is. En verskeie ander Christelike organisasies het navorsing gaan doen om te gaan kyk hoeveel mense het nog nooit van Jesus gehoor in hierdie tyd waarin ons lewe nie, in 2025 nie. En die navorsing wat na vore gekom het sê dat ongeveer 40 tot 42% van die totale wêreldbevolking, met ander woorde ongeveer 3,5 biljoen mense, het nog nooit van Jesus gehoor nie, het nog nooit die boodskap van redding gehoor nie, het nog nooit die Bybelse evangelie boodskap na geluister nie. En dit is 'n ongelooflike groot getal mense. Dis mense wat hoofsaaklik in Noord-Afrika woon, in die Midde-Ooste woon en in groot dele van Asië woon, wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. So hierdie laaste teken wat Jesus vir ons hier noem in Matteus hoofstuk 24 vers 13, het nog nie in vervulling gegaan nie. En daarom is die tyd vir die wederkoms nog nie daar nie. Maar ons weet al die ander tekens van die tye het reeds plaasgevind. Oorloë, gerugte van oorloë, hongersnode, pestsiektes, aardbewings, dit gebeur al die laaste 2000 jaar, wat 'n aanduiding is dat ons in die begin van die smarte is. En nou, vandag begin ons by die tweede deel van ons reeks, wat handel oor die groot verdrukking. Nou daar is mense wat sê dat geen Christen in die groot verdrukking gaan wees nie, want God gaan hulle voor die tyd wegraap. Ons weet dat die wegraping nie Bybels is nie, dit is nie gestaaf deur Jesus self nie, Jesus het nooit enige iets oor die wegraping geleer nie, en ons kan niks uit Matteus 24 daaruit leer nie. Inteendeel, geen ander teks in die Bybel, nie eers Openbaring, praat oor 'n wegraping nie. Dit praat wel oor die wederkoms, en Jesus praat in ons teks van vandag met sy disippels oor die wederkoms. Maar, voordat dit gaan gebeur, nadat al hierdie tekens van die tye in vervulling gegaan het, dan gaan daar eers 'n groot verdrukking wees. En gelowiges gaan daarvan deel wees, en jy gaan self sien nou in ons teks van vanmôre, Jesus sê dit self. Kom ons gaan lees vanmôre Matteus hoofstuk 24, en ons lees vanaf vers 15. Wanneer julle ooreenkomstig die woord van die profeet Daniël, die ding wat 'n gruwel is vir God, en wat verwoesting aanrig, in die heilige plek sien staan. Wie dit lees, moet dit goed begryp. Dan moet die wat in Judea is, die berge invlug. Die man wat op die dakstoep sit, moenie ingaan om sy goed uit die huis te gryp nie. En die man wat op die land is, moenie net omdraai om sy klere te gaan haal nie. Dit is bitter swaar, dit sal bitter swaar gaan met die vrouens wat in daardie tyd swanger is, en met die wat nog klein kindertjies het. Bid dat julle nie in die winter of op 'n Sabbatdag hoef te vlug nie. Want in daardie tyd sal daar so 'n groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af nie was nie, en ook nie sal wees nie.
En as dit nie was, dat God daardie tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oorleef het nie. Maar ter wille van die uitverkorenes, sal God daardie tyd inkort. As iemand in daardie tyd vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of, kyk, daar is hy, moet julle dit nie glo nie. Daar sal vals Christusse en vals profete na vore kom, en hulle sal groot tekens en wonderwerke doen om, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. En as die mense vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moet julle nie daarheen gaan nie. Of as hulle sê, hy is in die slaapkamer, moet julle dit nie glo nie. Die koms van die Seun van die mens sal wees soos 'n weerligstraal wat in die ooste uitslaan en die hele lugruim tot in die weste verlig. Waar die aas ook al lê, daar sal die aasvoëls bymekaar kom. Ons lees net tot sover in die woord van die Here. Nou hierdie gedeelte handel oor die groot verdrukking wat gaan plaasvind in die laaste dae. Nou in die eerste paar verse sien ons van die tempel wat heeltemal verwoes gaan word. Ons weet dat dit ook 'n voorspelling van Daniël was. En inderdaad het hierdie voorspelling reeds waar geword 70 na Christus toe die Romeinse ryk Israel oorgeneem het, Jerusalem ingeval het, duisende mense doodgemaak het en die tempel tot op die grond toe afgebreek het. So hierdie voorspelling van Jesus het reeds waar geword. Maar ons kan dit natuurlik ook na die laaste dae, die eindtyd toe ook, kan ons dit na kyk, in die sin dat daar in die laaste dae 'n totale verval gaan wees, 'n aanval van die kerk gaan wees, en dat daar iemand op die voorgrond gaan tree, 'n anti-kris, wat in die tempel gaan sit en gaan maak asof hy God is, en mense gaan aanmoedig om hom te aanbid, en moet gaan doen wat hy wil hê mense moet gaan doen. En nou sê Jesus, as julle sien hierdie dinge gebeur, as hierdie ding in die tempel inkom, wat moet julle doen? Julle moet vlug. En as hy praat met julle, dan praat hy met die disippels, die gelowiges, sy kerk. En in 2 ander tekste wat ons vanmôre saam gelees het, praat hy hier van die uitverkorenes, wat vir ons al klaar 'n aanduiding is, dat die gelowiges, die uitverkorenes, sy kerk, deel van die groot verdrukking gaan wees. Die mense moet vlug. Hulle moet weet dat dit 'n onverwagse ding gaan wees, en as die oomblik as hulle sien hierdie gruwelike ding in die tempel gaan inkom, heel waarskynlik die anti-kris, dan moet hulle vlug, want daar gaan 'n baie groot verdrukking van die kerk van Christus en van alle uitverkorenes plaasvind. Vers 19 sê dit sal bitter swaar gaan met die vrouens en die kindertjies, en dan sê vers 20, bid dat julle nie in die winter of op 'n Sabbatdag moet vlug nie. Nou as die gelowiges klaar voor die tyd weggeruk is of opgeraap is, soos wat die wegraping sê, hoekom sê Jesus dan nou hier, binne in die groot verdrukking moet julle bid? Hy sê dit vir sy disippels. Julle, sy gelowiges, sy kerk, moet bid. Nou as hulle klaar weggeraap is, hoe gaan hulle dan nou bid hier binne in die groot verdrukking? Wat weer eens vir ons 'n bewys is, gelowiges gaan in die groot verdrukking wees. En dan sê Jesus, dit is so groot verdrukking, en daar sal nooit weer so groot verdrukking wees tot aan die einde van die wêreld, of daar sal nooit so verdrukking wees, so groot soos hierdie, van die begin van die wêreld tot aan die einde daarvan nie. En dan sê vers 23, of liewer vers 22, maar God sal hierdie verdrukkingstyd inkort, want anders sou geen mens dit oorleef het nie. Maar ter wille van die uitverkorenes sal God daardie tyd inkort. Met ander woorde, die uitverkorenes gaan binne in hierdie verdrukking, binne in die swaar kry wees, in hierdie moeilike omstandighede. Hulle moet bid dat hierdie tyd verkort sal word. En dan kom Jesus weer met die waarskuwing van dwaalleraars wat op die voorgrond gaan tree. As iemand in daardie tyd vir julle sê, kyk hier is die Christus, kyk daar is hy, moet hom nie glo nie.
glo vir Christus, het hy dan nie reeds ook in hierdie hoofstuk 3 keer gesê, niemand weet wanneer hy kom nie. En hier kom Jesus in ons teks van vandag ook, aan die einde van die gedeelte waarin ons gelees het, en sê die koms van die Seun van die mens, die koms, parousia, weer 'n keer daai woord, die koms van die Seun van die mens sal wees soos 'n weerligstraal wat van die ooste af uitslaan en die hele lugruim tot in die weste verlig. 'n Weerligstraal is skielik, onverwags. Dit verlig in 'n oomblik en dit is dadelik weer weg. Dit is hoe die wederkoms van Christus sal wees. Skielik, onverwags. Dit slaan uit van die ooste na die weste en jy sien dit vir 'n splitsekonde en alles is verby. So sal die seun van die koms van die mens wees. En dan kom hierdie vers waaroor baie mense dan al gespekuleer het en gewonder het wat dit beteken. Waar die aas ook al lê, daar sal die aasvoëls bymekaar kom. Nou hierdie teks kan tweeledig verklaar word. Dit kan in die eerste plek verklaar word in terme van die feit dat die tempel afgebreek is in 70 na Christus. Daar was 'n totale verwoesting van die tempel. Rome het oorlog gevoer teen Jerusalem. Rome het oorwin. Daar was baie mense wat dood is. Huise is geplunder. Landerye is geplunder, soos wat aasvoëls toesak op buit. So het die Romeine toegesak op Jerusalem om ook hierdie buit te plunder van hierdie ryk stad Jerusalem, hierdie wêreldstad van destyds. Maar ons kan dit ook in terme van die eindtyd sien, naamlik dat die goddelose wêreld gaan toesak op gelowiges, op die uitverkorenes. Maar Christus sê in ons teks van vandag, terwille van die uitverkorenes sou hierdie moeilike tyd ingekort word. En God sal sorg dat sy kinders die ewige lewe en die hemel bereik. Die groot verdrukking gaan 'n werklikheid wees vir die kerk van Christus, vir alle gelowiges. Sommiges gaan selfs doodgemaak word, sê die Here Jesus vroeër in ons teks, maar ander sal bly leef. Maar Christus, weet ons, het oorwin. Daarom is ons nie bang nie. Daarom kyk ons met verwagting op na hom, sien ons uit na sy koms, weet ons dat ons saam met hom oorwinnaars is, volgens Romeine 8, en kan ons saam met hom die oorwinning vier. Hierdie deel van Jesus se raadsplan moet tot uitvoering kom, voordat die wederkoms van Christus sal plaasvind. Nou volgende week, liewe vriende, gaan ons verder met hierdie reeks, en ons gaan kyk wat na die groot verdrukking gebeur het, en dan hoe Christus op die wolke van die hemel gekom het, om ons as sy kinders te kom haal. En my bede is dat hierdie boodskap ook vir jou werklik leiding sal gee, insig sal gee oor die waarheid en wat Jesus vir ons kom leer het, en hoe ek en jy voorbereiding vir sy koms kan tref. Mag die Here dit in ons harte seën. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre so wonderlik toegerus is vanuit u woord en u duidelike waarhede en lering hierin vir ons lewe kan lees. Dankie Here dat u selfs in die groot verdrukking vir ons kom bystaan. U waarsku ons ook om op die uitkyk te wees vir valse profete, mense wat allerlei dwaalleer verkondig en ons in die besonder in die laaste dae daarmee gekonfronteer sal word. Gee vir ons die nodige wysheid en geestelike insig om die dwaling van die leuen te kan onderskei. Dankie Here dat u 'n plan met die wêreld het, maar ook met ons lewe het. En ons sien uit met verwagting om u op die wolke van die hemel te kan sien kom. En vandag wil ons as u gelowiges saam met u hele kerk uitroep, Maranatha, ja, kom Here Jesus, kom gou. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, dankie dat u vanmôre by ons ingeskakel het. Volgende week gaan ons verder met deel 3, die laaste deel van hierdie reeks, en mag die Here dit in ons almal se harte seën. 'n Wonderlike week vir jou.